Goeiedag, ek hoop dit gaan goed. Ek wil gou vir jou vir hierdie holiday video maak. En ek weet ons het klaar in ons demo van lank terug paar chords gedoen en ek wil gou 'n bietjie recap op dit. So ek gaan baie vinnig praat deur hierdie punt. Ek gaan vir jou vandag 6 chords wys. So 3 major, 3 minor. Wat ek net wil hê jy moet hierdie vakansie kan inoefen op jou gitaar is doen vir my om te onthou dat jou dikste snaar is snaar 6 en jou dunste snaar is snaar 1. So dik na dun is 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm not going to mention daar's ietsie wat ek op dit sal noem, but dit sal ek in persoon saam met jou deurgaan. En dan onthou net van left to right. Onthou hier is die nut van jou gitaar, jou stok, dan jy jou fretboard, dan jy jou body. So onthou vanaf die nut tot en met jou fret 12. Het ons 12 frets. Jy sien party gitare het hier bo dots. Myne het hierso op byvoorbeeld soos 'n blaartjie of 'n dot. Maar wat net belangrik is om te weet is dat van hier af het ons frets 1, 2, 3. My eerste dot is op die 3de fret, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ons gaan baie vinnig binnekort verby die 12de fret gaan nie. Dan die eerste ding wat ek met jou wil deurgaan is, obviously, jy ken jou vingers, pinky, ring, middel, index. Onthou net die eerste ding wat ek altyd sê is, wanneer jy met gitaar begin, onthou altyd dat jy hou 'n groot cricketbal of iets vas. So wat baie mense doen is hulle begin met hulle vingers reguit en styf. En baie mense se duim doen daai aan die begin. Van hier af, relax everything. Vat jou hand op, haal asem, bring jou hand gemaklik af. Gewoonlik, onthou jy kan ook die gitaar 'n bietjie op 'n angle sit. Die beste wat jy wil soek, shoulder en stock. Keep your shoulder and your stock at about the same height. En jy is meer as welkom om jou gitaar te balance. Uit nature uit, ek balanseer my gitaar altyd op 'n angle, so ek speel altyd baie hoog. Die belangrike ding is, bring your shoulder forward. Wees versigtig om dit te doen. Sit regop, bring your shoulder forward. Jy sal sien, ronde elleboog, ronde gewrig. En keep your fingers round, en hou jou duim oorkant jou middelvinger. But, keep everything relaxed. Ek gaan altyd vir jou sê, in hierdie kwartaal, middelvinger, duim en middelvinger, gaan altyd beste vriende wees. Hulle is altyd oorkant mekaar. So if you look at the back of your guitar, jou duim gaan altyd op wees. Nooit skuins van jou af nie, en nooit daarbo nie. Just keep everything nice and rounded. Net 'n vinnige ding voordat ek die eerste chords saam met jou deurgaan, is, jy sal sien ek sal byvoorbeeld sê, watse vinger moet jy gebruik, en hoe ek na die gitaar verwys is, as ek vir jou sê 1, 1, dan verwys ek na die eerste snaar, en dan na die eerste fret. So dit is hoe ek vir jou chords gaan verduidelik. As ek gaan vir jou sê, vinger hierdie op eerste syfer is die snaar, tweede syfer is die fretboard. So kom ons begin sommer op ons eerste chord. Wat ons gaan doen, we're going to start off with an A major chord. Wat belangrik is vir A major, is jy begin met ringvinger op 2, 2. So tweede snaar, tweede fret, dan het jy middelvinger op 3, 2 en indeksvinger op 4, 2. Baie belangrik, try aan die begin dat jou pinkie nie onder die nek disappear nie. That's gonna happen naturally, maar jy moet net daai habit van wat jou pinkie gaan onder die gitaar wil ingaan. Maar kan jy sien wat gebeur? Dit gooi my hele posture uit.
Just bring everything forward en dan vang hom van die vyfde snaar af. So snare 2-2, 3-2, 4-2 en stram hom van die vyfde snaar af. Al die pad deur. That is your first chord and that we call A major. Jou tweede chord vir vandag is die D major. Hom gaan jy begin indeksvinger of wysvinger op snare 3-1, so snare 3 fret 1, middelvinger is op 5-2 en ringvinger is op 4-2 en hom vang jy van al 6 snare af. So A major chord is 2-2, 3-2, 4-2, E major is 3-1, 5-2, 4-2, weer eens pinky, then dip it under the neck, keep it on top, weer eens, wees net versigtig vir, jy soek jy duim daar nie, jy soek ook jy duim wat skyntjies nie, always keep thumb across, middle finger. Dan jou derde chord is D major, hom doen ons as middelvinger op 1-2, ring op 2-3 en index op 3-2. En hom kan jy van 5 of 4 afstap. So, weens die chord begin ons middelvinger op 1-2, ringvinger op 2-3 en index op 3-2. So jy speel snare 1-2-3 en jou frets is fret 2, fret 3, fret 2. And that's a D major chord. Nou, weer eens, al drie hierdie major chords wat ons vandag tref, is major, maar elke chord het ook 'n minor variation. So kom ons begin met die D minor variation. Ons begin met index op 1-1. Ons begin met 'n ring op 2-3. En ons begin met middelvinger op 3-2. And that's a sad sound. So is 'n D major wat so lyk en hy klink bright. Dan ons D minor en hy klink bietjie dieper. En dis 1-1, 2-3, 3-2. Weens pinky. Be careful of that. Duim oor kan middelvinger. That's a D minor chord. Dan ons die volgende ouetjie. Ons het A major gehad. Maar nou gaan ons sy minor variation vind. En sy minor variation is 2-1. Middelvinger is 4-2. En die ring is 3-2. En hom vang nie van die vyfde snare. Wat interessant is, op hierdie shape, so snare 2-4-3, that's an A minor. If you take everything one up, it's the E major. So A minor en E major, hulle shape lyk dieselfde, maar hulle sit dit op twee verskillende snare. En dan, so ons het sover, het ons A major 2-2-3-2-4-2. E major is 3-1-5-2-4-2. D major is 1-2-2-3-3-2. D minor 1-1-2-3-3-2. En dan het ons A minor, which is 2-1-4-2-3-2. En dan wil ek jy moet hierdie doen. As jy kan terug aan E major toe, dan gaan ons 3-1-5-2-4-2. That's E major. But if you take your index finger away, dan ons letterlik 5-2-4-2. Dan ons 'n volledige E minor chord. So A, D, E, D minor, A minor, E minor. En kry net eers daai reg, so wees,
ek gaan baie sê in die begin, duim en middelvinger is altyd oorkant mekaar, stoot jou knuckles uit, maak seker asof jy soos 'n cricketbal of iets vashou, keep your left shoulder up, bring alles vorentoe, en die pressure sit in die tip of your fingers. Wanneer die klank kom hier uit, en hierdie hand, guide net